maar dan vergewe jy. Dan hang jy in die kruis en dan sê jy, okay, ek gee my standpunt prys om vrede te doen. Dit is belangrik. So, as julle dit kan onthou, sal julle ver kom. Om te sê, eenheid is eerste plek. Dis waarna ons streef. En ons is nie bereid om enigiets te doen om dit te kry. Ek bid dat julle huwelik anders sal wees, en dat julle regtig met julle huwelik 'n lig in julle vriendekring en in die wêreld sal wees oor mense wat regtig die pad van vergifnis kan stap met mekaar, wat baie belangrik is, baie nodig is. Want daar, julle kan vir hulle ook vra, daar's baie verskille. As ek vanmiddag weer begin verskille opnoem, maar ek gaan seker môre eers opgaan. Daar's geweldig baie verskille. Maar die verskille is juist daar om vir jou te leer. Ek kry nie altyd my sin. Ek gaan aan die kruis hang. Kruis af myself om vrede te bring. Kyk, papara, wat is dit? Dis krag in die huwelik. Goed, ek het baie kortliks vir julle gesê. Nou die vraag is om te vra, aanvaar julle twee dit wat die Here in sy woord oor die huwelik sê? Is dit julle opregte voorneme om die huwelikslewe hier volgens in te rig? En begeer julle nou om die seën van die Here in die eg verbind te word. Ouens, en jy glo die. Die deur is oop daar. Goeie kap. Nee, ek het al vas hier. Hulle kleef mekaar in elk geval chat. Dit nou pas. Dit pas. Goed, nou kom ons by die wetlike vragies. Daar vra ek Eddie, verklaar jy dat jy weet daar geen wettige beswaar is teen jou voorgenome huwelik met Claudine nie? Aanvaar jy almal hier teenwoordig as getuies dat jy haar tot 'n wettige vrou neem? Geloof jy dat jy haar nooit sal verlaat, haar in liefde sal lei en beskerm, soos 'n gevestigde man en sy vrou verskuldig is? Jou antwoord. Yes. Claudine, verklaar jy dat daar, sover jy weet, geen wettige beswaar is teen jou voorgenome huwelik met Eddie nie? Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy hom tot jou wettige man neem en